ontdek die waarheid van die Bybel, die boek Spreuke deel 365. Ek is professor Hannes Redlinghuis van die eerste gemeente van Javashua Suid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internasionaal. Sou jy belangstel in enige van my boeke wat ek geskryf het, het ek spesifiek aan die tyd waarin ons lewe, dit wat in Israel aangaan, dink aan die boek, is dit Armageddon? Daar is soveel baie mense wat dink dis Armageddon oorlog, en dis hoekom ek besig met hierdie reeks, wat het van die Vredesverbond geword, of waar is die Vredesverbond dan nou, en mense kyk na dit, jy wil dit nie glo nie, moet dit nie mis nie. My plan is, as Jaffa Lewensgesondheidspaar, om so elke tweede, derde aand opname te maak. Dis baie veel eisend, maar dis reg so. Dit maak nie saak nie. Ons wil die boodskap uitkry, dat die ouens kan sien, waarvoor moet hulle kyk. Want dan gaan weer 'n vredesverbond gesluit word. Glo wat ek vandag sê. Amerika gaan weer 'n vredesverbond sluit met die Irakeërs en die ouens. Dan gaan hulle weer sê, en Israel gaan 'n vredesverbond sluit met die Palestyne en met die Libanese en al daai ouens. Dan sê hulle weer, Vredesverbond, Daniël 9:27, luister na die reeks, moet dit nie mis nie. Sou jy belangstel in die boek, of enige van die ander boeke, die boek is Armageddon, is 'n A4 boek so dik, 460, 70 bladsye. Kontak my by my WhatsApp nommer 0722 367 124. Gaan na my webtuiste https://javashua.co.za. As dit al die eerste keer is dat jy na die reeks kyk, is verskriklik welkom. Gaan na deel 1, jy het reeds 'n magdom inligting gemis. So ek uiters noodsaaklik dat jy inteken op die YouTube kanaal, sodat jy die verskillende kennisgewings van al die verskillende boodskappe kan ontvang. En natuurlik ook die TikTok boodskappe wat uitgesaai word. Ons sê baie dankie vir broer Rudy, vir broer David en vir Oliver, al die eer, ons IT ouens wat almal besig is. Ons gee aan Jaffa die eer vir dit wat hulle doen. Halleluja. Dink spesifiek aan broer David, laat nagte, elke aand. Ons doen 17 opnames. En party van dit is eers laat nagte klaar, dan moet hy dit kry, en dan moet hy dit verwerk, en dan moet hy dit opstuur na die satelliet toe, en al die goed, dat dit in die nag of die volgende dag daar kan wees. En ons kry partykeer rekenaarsprobleme en goed, en ek kan nie altyd alles doen soos ek het wil doen nie, en die goed. Maar steeds, Jaffa het vir ons die regte manne, en die regte vroue in die regte plek gesit. En dan natuurlik, behalwe die IT-mense, ook elke een wat vir die bediening bid, en elkeen wat bydra in hierdie bediening. Baie, baie dankie. Ek bid dat Jaffa in mense se harte werk, om gereeld te belê in hierdie bediening. Halleluja. Onthou, ons probleme is nie net een keer 'n maand, net een keer en dan is dit verby nie. Ons het maandeliks 'n behoefte. Halleluja. Dus uiters noodsaaklik dat jy subscribe op die kanaal, stuur die kontak vir almal. Dis lewensveranderend. Skryfblokpen en 'n 33 of 'n 53 Afrikaanse Bybel is uiters belangrik, of die Restoration of the Original Sacred Name Bible. Kom ons bid saam. Halleluja. Wonderbaar raadsman, sterke Elohim, vredevors, lelie van die dane, blinke môrester, U wat eerste was en wat laaste is, U wat nooit kan verander nie. Baie dankie vanmôre, Javashua, dat ons in U hand kan wees. En U sê dat die wat Jaffa in U hand gegee het, kan niemand daar uithaal nie. U Vader in U hand gegee het. Dankie vanmôre dat ons in U hand is. En U sê, Javashua, ek sluit julle in van agter en voor en bo en onder. Ek sê sommer agter en voor ook, maak nie saak nie. Onder en bo, U maak ons toe, U oorskadu, U bedek ons. Dankie vanmôre vir die voorreg om
as Javiste saam te wees in die woord, om te verstaan wat hy vir ons sê, en hoe hy ons leer, deur die Ruach HaKodesh. Bid seën vanmôre elke een wie deel van die bruid van Jafashua is, universeel. Ons bid dit in die naam bo elke ander naam, die naam Jafashua, elke Javisse, halleluja, halleluja. Baie welkom by ontbyt met Prof Hannes, vertrou dat vanoggend se studie vir die groot seën gaan wees, en ek funksioneer net soos wat ek voel die Ruach wil hê ek moet funksioneer in sy leiding, en dit is vir my baie belangrik. Dit is eerder belangrik dat ons 10 woorde in die Ruach spreek, as wat ek vir 'n kwartier 20 minute uit my eie kennis moet spreek, of wat ook al. Die woord sê juist, dis die Ruach HaKodesh, wat die salwing, dis die salwing van die Ruach HaKodesh, kom ek sê dit reg, dis die salwing van die Ruach HaKodesh, wat jukke breek. Die bloed van Jafashua vergeef ons sondes, maar daar's 'n heiligmakingsproses, wat na wedergeboorte kom, en dis daar waar die salwing, die jukke breek, die jukke van tradisies, en oor erflike maniere, hoe ons geleer was om te aanbid, en dinge aan te hang, te glo, wat glad nie is Bybels was meeste van die tyd nie. Die boek Spreuke 20:22, moenie sê, ek wil die kwaad vergeld nie. Moenie sê, ek wil die kwaad vergeld nie. Wag op Jahwe Almagtig, dat hy jou help. Daar seker nie 'n beter uitnodiging as dit nie. Ons is so vinnig om die vuiste te maak. Ons is so vinnig om ons ruggrate reguit te maak. Die Bybel sê, ek wil die kwaad, moenie sê, ek wil die kwaad vergeld nie. Weet jy hoekom? Want dit bring meer probleme. Dit bring groter ongelukkigheid. Dit veroorsaak 'n geweldige verwydering. En dit gebeur in huise, dit gebeur in families, dit gebeur in besighede. Wat doen Jaffa deur die Ruach? Onthou gisteroggend hoe pragtig het Vader met ons gewerk, sonder dat daar eers 'n skrif gelees was. En ek glo Jaffa het sy doel bereik met dit, want ek het dit ervaar. Nou het ek dit nie nodig om te sê, ek wil kwaad met kwaad vergeld. Ja, ons het almal seker redes om te wil vergeld. Maar die woord kom op 'n ander plek en hy sê dat die wraak kom Jaffa toe. Die wraak kom Jaffa toe. Dis nie vir ons nie. Dis nie vir ons nie. Hy sê, wag op Jaffa Almagtig, dat hy jou help. Ek kan nie vanoggend dink aan enige iemand beter, Jafashua, om ons te ondersteun, in tye wanneer ons wil vergeld, retaliate, vergeld. Ja, dis die regte woord, vergeld, retaliate. Die woord kom en hy sê, 'n sagte woord keer die grimmigheid af. Is dit nie pragtig nie? Nou wat beteken dit by 'n sagte woord? Wanneer ek eerder die woord wil herdenk, oordink. Hy sê, wandel in die raad van die goddeloses nie, sit in die kring van die spotters nie. Dis die ouens wat dadelik wil doodmaak, wat wil vergeld. Hy sê, ons moenie daar op daai weg wil gaan nie. Hoekom? Dis 'n verwoestende weg. Dit gaan jou doodmaak. Die skrif sê, die op wat Jafashua wag, kry nuwe krag. Hulle hardloop en hulle word nie moeg nie. Hulle wandel en hulle word nie mat nie. Die wat op Jafashua wag, kry nuwe krag. Wat 'n voorreg.
dat ons vanmôre iemand het op wie ons kan leun. Ons hoef nie op ons eie kennis staat te maak, of op ons eie krag staat te maak nie, of ons eie vermoë staat te maak nie. Ons kan vanmôre op Vader Jaffa en Jafashua rus. Ek dink daar's 'n beter, ek wil nou dit so sê, dan gaan jy verstaan wat ek sê. Daar's 'n beter kierie om op te rus as Jaffa en Jafashua nie. Daar's nie beter stitte om op te rug as Vader Jaffa en Jafashua nie. En in die woord vanmôre wil ek vir pastoor Kobus sê, Suster Monica sê, pastoor Kobus, soos wat jy daar op daai kurke leun, wil ek vanmôre sê dat Jaffa sê leun ook op my. En ek weet julle staan vas, julle is volbloed Jaffiste in hierdie bediening van ons strydosse. Ons wil bid dat Jaffa vanmôre ook in jou lewe bonatuurlike genesing bring. Jy het hartprobleme, nie probleme. Die ding wat die ouderdom bring, dit is die skete en die krankhede wat die ouderdom bring. Jy weet, toe ons ou jong was, het jy oor die goed gepraat, maar jy nooit geweet wat dit werklik beteken nie. Vandag verstaan ons. Broer George, pastoor George, ons weet, dis baie keer moeilik. Broer Joe Smallberger, baie keer ons verstaan. Dis baie keer moeilik. Maar ek wil weer sê soos koning Dawid, ek weet, en soos wat dinges uitgeroep het, en soos wat Job uitgeroep het, ek weet my verlosser lewe. Halleluja. Moenie sê ek wil jou met kwaad vergeld nie. Wag op Jaffa, en ek wil hakie sê Jafashua, dat hy jou help. 2 soorte gewigte is vir Jaffa almagtig 'n gruwel. 2 soorte gewigte in 'n skaal is vir Jaffa almagtig 'n gruwel. Die eerste een, ek het net gevoel dis hoe die Ruach, terwyl ek met die voorbereiding besig was, sê hy vir my, een van die 2 gewigte, voortrekkery. Voortrekkery. Dit is so maklik om mense voor te trek. Dit is so maklik. En ons moet waak teen dit as Jaffiste, om nie gunse en gawes te soek nie. En uit dit voortrekkery te veroorsaak nie. Maar dat ons almal onder dieselfde kam skeer, in dieselfde lering, in dieselfde liefde. Halleluja, halleluja. Voortrekkery en onderduimsheid. Ai. Dis 2 goed wat Jaffa het. Voortrekkery, waar jy mense begunstig, en om onderduims te wees, om mense onderdeur te werk. Kyk hoe werk alles van die week se boodskappe. Jaffa wil nie ons moet kwaad met kwaad vergeld nie. Hy sê hy haat 2 soorte gewigte. Dis 'n gruwel vir Jaffa almagtig. En Vader lê dit in my gees, hy staan nie in die woord nie. Voortrek en onderduimsheid. Hy sê, en 'n valse weerskaal. Kyk my vingers, wat meer gepeter is, wat nie meer gekalibreer is nie, is nie goed nie. Jaffa haat dit. Baie ons vat hulle skaal en laat hulle kalibreer. Net 'n paar gram hierson, 'n paar gram daarso. Dan besteel hulle jou. Bietjie daar word vir die dag baie. Jaffa sê hy haat dit. 2 soorte gewigte is vir Jaffa almagtige gruwel. Voortrekkery en onderduimsheid. En 'n valse weegskaal. En kyk weer wat sê ek. Waarmee gepeter is nie goed vir die koninkryk van Jafashua nie. Halleluja. Nou ja, die naweek lê voor ons. Kom ons spits ons daarop toe
met dit wat ons in die week uit die woord uit geleer het, en meer bedien was, om daarin ander te bedien. Stuur hierdie boodskappe na ander mense toe. Daar is sekerlik mense wat uit hierdie woord uit kan leef en leer. Kom ons staan vas as Jalviste in die naweek, en kom ons soek net 'n geleentheid om saad te saai. Want die woord sê, wat jy aan die geringste van my kinders doen, doen nie aan myself. Tot maandagoggend as Vader Jahwe wil, Maranatha. Jahwe kom weer. Halleluja.